Dit was 'n rukkie gelede 8 grade Celsius. Goeienaand vanuit 'n yskou Johannesburg. Dis tyd vir Fokus en ons is soos altyd regstreeks. Welkom. Ek is Lenet Francis. Kom ons val weg. Die oprigting van die voorgestelde Vioolsdrif Noordoewerdam op die Benede Oranje rivier gaan vroeg in 2019 afskop en teen 2023 klaar wees. Die dam kan volgens die Departement van Waterwese en Sanitasie aan die waterbehoeftes van Suid-Afrika en Namibië voldoen. Die damwal gaan ongeveer 73,5 meter hoog wees en 'n kapasiteit van sowat 2800 miljoen kubieke meter water dra. Maar die bou van die dam word nie deur almal verwelkom nie. Regisseur Keith Suister het die verslag saamgestel. Die magtige Oranje rivier vloei deur die hele Noord-Kaap provinsie en is 'n lewensaar vir veral druiweboere wat op die oewer van die rivier suksesvolle boerderye bedryf. Die rivier verskaf ook water aan baie dorpe, veral in Namakoland, naby die mond van die rivier. Maar die oorgrootste meerderheid van die kosbare water vloei by Alexanderbaai ongebruik die see in. Maar daar is nou planne om 'n groot opgaardam by die nabygeleë Vioolsdrif te bou. Volgens die Departement van Waterwese in die Noord-Kaap kan die dam net voordele vir beide Suid-Afrikaanse en die Namibiese regerings inhou. Die Oranje riviersisteem word as 'n geheel bestuur en die bou van die Noordoewer Vioolsdrif dam sal beteken dat ons meer waterbeskikbaarheid in die hele Oranje rivierstelsel het. Op huidiglik word loslatings vir die Laer Oranje gedoen uit die Van der Kloof dam uit. Dit sal beteken dat ons dan nog 'n dam het by Noordoewer Vioolsdrif, wat beteken daar is minder loslatings dan nodig vanaf Van der Kloof dam. Dit neem omtrent 28 dae vir water om vanaf die Van der Kloof dam tot by die Oranje rivier mond te kom. So u kan self besef dat daar baie verdampingsverliese is en dan ook operasionele verliese. En dit sal alles uitgeskakel word wat 'n beter bestuur van die stelsel dan sal beteken. Daar's basies twee opsies. Die eerste opsie is om te kyk na 'n damwal met 'n walhoogte van 35 meter. En die tweede opsie is natuurlik 'n damwal met 'n hoogte van 73,5 meter. En op hierdie stadium lyk dit of die 73,5 meter damwalhoogte die beste opsie gaan wees. Maar soos ek sê, ons is nog besig met die volhoubaarheidsstudie in hierdie verband. Die beplande area waar dit gaan gebeur is omtrent so 6 km stroomop van Vioolsdrif en is op die grens tussen Suid-Afrika en Namibië natuurlik. In terme van die landboubedryf, daar sal beter beskikbaarheid van water wees. Huidiglik in sekere seisoene soos in die somer het ons 'n geval dat die rivier baie laag is en dat onttrekking bemoeilik word. Natuurlik met die dam daar kan ons loslatings baie beter beheer. Op hierdie stadium kan ek nie uitwy oor addisionele landbou moontlikhede nie. Dit sal alles as deel van die feasibility study ondersoek word. Die opgaardam wat hier stroomop op die Oranje rivier gebou gaan word, kan dalk die waterprobleme vir baie dorpe in Namakoland oplos. Maar die gemeenskap van Goodhouse hier naby voel dat die bou van hierdie dam net vir hulle kopseure gaan veroorsaak. Goodhouse lê reg op die oewer van die rivier en is sowat 100 km vanaf Springbok geleë. Die dorp lê op die vloedlyn van die beplande dam. Die oprigting van die dam gaan hulle van hul verblyfreg ontneem, sê die mense. Ons is rivierbewoners van ons grootjies daar. Ons lewe rondom die rivier, ons lewe van die rivier af. Ons paar bokketjies, kabbetjies wat ons hier het, lewe ons van die rivier af. Ek is glad nie bly daaroor nie. Want waar moet ek wees? Waar moet ek bly? Waar moet my lewendige goed loop? Die 1-2 wat ek het. Waar moet my kinders as ek eendag dood, waar moet hulle bly? Hulle is almal hier gebore. Ek is 'n moeder van 15 kinders, as ek hier sit. Nou waar moet hulle wees? Nou as die dam hier gebou word, waarna moet ek gaan? Hulle moet my kom sê waarna moet ek gaan, maar trek sal ek nie. Die mense hier sê hulle weet min van die damprojek en weet nie hoe hulle gaan baat vind nie. Buitekant sê die mense, julle moet trek, julle moet Wolfton toe trek, julle moet
doringwater toetrek en ons weet wat in hierdie gemeenskap bly, niks daarvan af nie. Maar die departement van waterwese en die gemeenskap van Goodhouse loop die planne vooruit. Volgens hulle moet daar nog intensief met die betrokke gemeenskappe geraadpleeg word. As deel van ons aanvanklike proses het ons agtergronddokument beskikbaar gestel en is wyd in die Noord-Kaap versprei. En mense kon basies registreer as geïnteresseerde en geaffekteerde partye. Al hierdie kommentaar wat ons kry insluitende van gemeenskappe soos Goodhouse is natuurlik alles opgeteken en sal as deel van die omgewingsimpakbepalingproses hanteer word. Ons het ook wel met die plaaslike owerhede, Namakwa District Munisipaliteit, as ook Namakwa Munisipaliteit het ons en Richtersveld Munisipaliteit het ons gekonsulteer. En natuurlik wanneer die omgewingsimpakbepalingproses aan die gang kom, sal daar groter publieke deelname proses wees. Ons moet ook 'n sosiale impakstudie natuurlik doen en dit sal ook deel van die omgewingsimpakbepalingproses wees. Die oprigting van die beplande dam kan net in die toekoms voordele vir veral die oplewing van landbou en boerderye op die benede-oewer van die Oranje rivier inhou. Al sou dit beteken dat daar vergunnings vir sukses deur gemeenskappe gemaak moet word. En net hierna so op Moedersdag 'n storie van hoop en inspirasie vir diegene wat eens vasgevang was in 'n maalkolk van misdaad. Bly ingeskakel. Welkom terug by Fokus. Baie mense beskou die diagnose van kanker as 'n doodsvonnis, maar vir 'n jong man van Gauteng het die diagnose 'n positiewe ommekeer in sy lewe beteken. Hy moes wegbreek van 'n lewe van dwelms, bendes en misdaad. Fokus-regisseur Jolien Reed het met hom en die barmhartige Samaritaan wat hom bygestaan het, gaan gesels. We used to sleep here. You know, here there is a tennis court before. But here is dangerous, guys. Hey, let's go down there. See, I have another spot down there. Hey, it's a dangerous gorillas here. It's really hungry, these guys of here in Nyaupe. I know. It's my friends. Hey, it's still too much. This one is that guys, maybe they still live in your underwear. Kolani Lefuno neem ons na Florence Ribeiro straat wat destyds as Koning Wilhelmine bekend gestaan het. Op die hoek groet hy twee entrepreneurs wat besig is om kunsbeelde te maak wat hulle verkoop om 'n bestaan te maak. Hy het jarelank in verskillende stede gebedel en het alles moontlik gedoen om sy dwelmverslawing te bevredig. Maybe you have a funeral parlor, so you told us, hey, my boys, there is someone who buy 45,000 a coffin, and that 45,000 a coffin, it's as expensive wood, it's as expensive handle. They can't even a handle for that thing, because the handle, if you see the coffin's handle is gold. So guys, I give you 3,000 man, or 5,000. Can you go and take that coffin out? So about the car, my car is staying at the back of the yard. You saw you in my car. So where is this grave? They told you a number, you go in this number like this, or else they take someone in there and they show us. Hy was berig, maar in 2008 het die noodlot hom getref. Hy is met beenmergkanker gediagnoseer. Hy het die onderste deel van sy been verloor. When you used to be a bully in your location, when you have now, you have a one leg, it's easy someone to push you. But on that time, you can't push me. I said, hey, you can't push me. But now, when you push me, I see on another day we're drunk. We're coming to take out another boy in Sekachunijim. I'm drunk. Another guy, they push me like this. Hey, you used to make a for us. So now what did you doing? Hey, I see I'm down, my Lord. I say, hey, shit. On my time, I'm crying, sissy. Because I say, hey, in my time, this young lady, they didn't do this thing. Hy het vir sy lewe gevrees en sy ouerhuis verlaat.
If you carry a blanket after blanket, you say plastic. Yo, plastic is too warm, sissy. Hot, 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 hot. No matter it's raining, when you get in your big plastic, that rain, they say, wow, nice, wow. And that high, you high. You sleep. No matter you have a girlfriend, your smoking girlfriend, both of you sleep. If there is a heavy rain, we're supposed to check the pellet. If you see that bags, we sleep in that bag. We make the pellet like this. On top of that pellet, we set our cardboard. So you know, no matter it's wet, the water is going under that pellet. So wat 'n jaar gelede het 'n barmhartige Samaritaan tot sy redding gekom. Hy vertel hoe dit moeilik was om van sy ou gewoontes ontslae te raak, omdat dit die enigste lewe was wat hy geken het. Kolani sê straatlewe neem dikwels menswaardigheid weg. Maybe more than 100 cars, they passed me, they didn't give me nothing. Most of them, they closed the windows. When I see that thing I'm doing at that time, it's not a nice thing. It's not a right thing. Where if you are a normal people to do that thing, it's not right for normal people. It's not right to beg. Onlangs het Kolani 'n sosiale media sensasie geword nadat gemeenskapaktivis Yusuf Abramji 'n video van hom op Twitter gelaai het tydens vanjaar se Wally Haywood marathon. Dit was die eerste keer wat hy in so 'n marathon deelgeneem het. Sy doel was om te kwalifiseer vir vanjaar se Comrades marathon. My Sunbird strikers, most of them, they going fast. They want to qualify. They think about Zolani. That one leg is coming. Hey, if that one leg is qualifying me, I have a two leg. I don't qualify. What is that? All of them is qualifying, but I wish for me now. I want to train hard for next year. I wish marathon next year, or else I wish to see myself in Olympics to run with another people who have one legs. Ons gaan nou vir Zolani 'n hardloopbeen maak. Ons sê die maatskappy in die Kaap het my laat weet, hulle gee vir hom 'n hardloopknieg en 'n hardloopbleid. En ek sal vir hom 'n nuwe sokket maak. So hy sal 'n loopbeen hê en hy sal 'n hardloopbeen hê. So ek gaan vir hom 'n nuwe sokket maak. Die sokket is die deel wat aan die stompie vaskom. Wanneer hy deur sy medaljes gaan, word hy herinner oor die lang pad wat hy gestap het met die hulp van sy held en mentor, Hein Venter. Hy het hom gehelp om verblyf in Mamelodi te kry en het ook gehelp om sy verslawing te oorkom. Venter het ook vir Kolani 'n kunsbeen laat maak. Kolani het onlangs ook by die AA aangesluit. Hy sê sy doel is om net elke dag nugter te bly. I eat stone too much. My mother, they tell me I drink too much stone. So now, I see even me, I'm a gentleman now. It's a long time I drink alcohol. It's a long time I smoke. Now I'm old. I'm close to going at 40 years. So now I respect myself now, sissy. You see, even now I'm eat the dry fruits. I'm eat the pizzas. I have even a yogurt. Sometimes everything I want to eat. Kolani se lewe bestaan deesdae uit atletiek. Hy het verlede week saam met sy mentor sowat 52 km gehardloop. This race is nice, but it's little difficult because of Monday race. It's a long race, and my coach they say, no, my son. I see this Monday race you are still tired. At least let's cut. At least we make something. Let's make 10. At least we try to make 1 hour for 10, 1 hour 25, close to 1 hour 30. This me, I want 25, but my coach they say no money. Toe hy sy keerpunt begin het in sy bereik het in sy persoonlike lewe waar hy besluit het dis genoeg. Van daai dag was hy so gedetermineerd. Dit het nie noodwendig maklik gemaak nie, want elke dag begin hy van voor af. Jy weet, en dit is die uitdaging wat mense met sy agtergrond het. Is elke dag is 'n stryd van voor af, maar hy van daai dag af was hy so begeesterd geweest. En ek het geen twyfel daaraan nie. Niks gaan hom weer poetjie nie. Dis net wonderlik om te sien dat iemand wat sy dwelm en alkoholverslawing gehad het, kan opstaan, die ding onder sy gat skop, nee, en elke liewe dag met soveel oorgawe en dankbaarheid ook vir sy tweede kans kan lewe.
Bly ingeskakel, ons wys jou wat mense met amputasies moet oorkom om 'n kwaliteit lewe te kan hê. Bly by ons. Wanneer 'n mens gebore word sonder sekere ledemate, is dit dikwels makliker om dit te aanvaar of selfs daarmee saam te leef. Maar wanneer jy weens 'n siekte of 'n ongeluk 'n ledemaat verloor, is dit soms 'n moeiliker aanpassing. Daar's talle onbeantwoorde vrae. Hoe begin jy van niets af bou na so 'n tragedie? Jolien Reed vertel verder. Die Paul Steyn Stichting is ongeveer 6 jaar gelede op die been gebring. Steyn stap die land vol om geld in te samel vir mense wat nie die nodige fondse het om 'n proteses te bekom nie. Sover het hulle 16 begunstigdes gehelp. Maar in die laaste 6 jaar het ek omtrent so 15.000 kilos geloop om awareness vir die organisasie te kry en mense te help. Daar is so groot nood. As jy kyk na elke provinsie, daar is mense wat niks befondsing het en dis wat die organisasie fokus. Die organisasie genereer die fondse om vir hulle proteses te kan kry. Steyn sê tydens sy bewusmakingsveldtog het hy agtergekom hoe groot die nood is. Daar is mediese fondse in Suid-Afrika wat wel nie vir proteses betaal nie. Daar is van hulle wat R400 betaal en daar is van hulle wat omtrent die helfte betaal en daar is 'n nood. En van die staatsdienste, die ouens is op 'n waglys van 24 maande tot 7 jaar vir 'n kunsledemaat. Dit is een van die probleme wat die organisasie ook moet try verbeter en dit ook net in 'n positiewe energie vorentoe te kan vat. Ek dink die mense besef altyd die waarde van 'n protese. En baie mense oor die jare het ons al bietjie gepraat of met organisasies of om fondse in te samel. En mense is maklik om te praat en mense is maklik om te beloof. Maar as dit kom by die dag van gee, dan sien mense nie regtig die nood daar om geld te gee vir proteses nie. Kenners sê dit is belangrik dat geamputeerdes moet leer om hul kunsledemate te gebruik, anders is dit te vergeefs. Kyk, die ding is, as jy in die situasie kom wat jy jou been verloor, is dit is 'n baie groot skok in jou lewe. Dit is nie net 'n siekte wat jy wil oorkom nie, dit is net iets wat jy moet dit oorkom. En om 'n kunsbeen te kry om net 'n koppie koffie rond te kan dra tot 'n bord kos rond te kan dra, net om jou eie hande te gebruik, maak 'n baie groot verskil in 'n mens se lewe. Die een tree het toe vir my 100 tree geword. Daai 100 tree het by 'n van die dag die Kilimanjaro uitgeklim. So dit wys jou net, so ek was Kilimanjaro op af met daai eerste tree wat ek gegee het, weet ek in die atletiek gegaan en ek het 'n sukses gemaak. Weet ek was wêreldspele toe, ek was wêreldkampioenskappe toe gewees en ek het 100 meter gehardloop, ek het spies gegooi, diskus, ek het gewigstoot gedoen. So ek dink net van daai eerste tree af het ek al reeds so baie bereik, maar wat vir my die lekkerste van alles is, ek bly aktief en ek probeer gesond bly en probeer vir mense inspireer. Weet jy, die belangrike ding vir ons is onafhanklikheid. Enige pasiënt streef na onafhanklikheid. En as dit kom by protese, en veral boomeen amputasie pasiënte, is baie afhanklik van onafhanklikheid in terme van as hulle krikke moet gebruik of 'n rolstoel of die meer van dinge, voel 'n mens minderwaardig in dit wat jy doen. So deur vir hulle 'n goeie passende protese te gee, skenk ons hulle die geleentheid om onafhanklik te funksioneer. En dit is ons hoofdoel. Mense met amputasies meen dit verg baie om vrede te maak en met kunsledemate saam te leef. Daar is nie emosies wat kan beskryf die dag wat jy weer op 'n been kan wees as jy hom verloor het nie. So ek is maar nog in die beginproses van my protese, maar dit het al 'n geweldige verandering in my lewe gemaak, van om met my kinders te speel, om net met my vrou te kan loop, haar hand te kan vashou. Ek meen daai goeders dis wat tel in die lewe. Eugene sê hy skep moed met die hulp van ander mense met amputasies.
Jy moet vriende hê en die vriendekring is wat disabled is. Is baie belangrik. Maak jouself deel aan sport. Dis hoekom daar ons disabled sport in Suid-Afrika so goeie fondasie is, want jy sien 'n persoon daar met 2 afbene en 2 afarms, weet, dan voel ek klaar 'n bietjie beter. Ek het net 1 been. Wat is my klagte? Maar baie van die gemeenskap buitekant beskou mense wat disabled is, ja, hulle is sieklik of hulle is nie lekker nie of maar my boodskap aan die mense buitekant is hulle daai mense support, disabled mense. Want dit vat net 1 persoon om 'n disabled persoon se lewe te verander. Inspirerend. Nou voor ons groet vanaand, Alet van Rensburg raai ons uitvoerende regisseur is bekroon met 'n ATKV media veertjie vir 'n beste insetsel in 'n TV-aktualiteitsprogram vir Amor van die Westhuizen, Joey Haarhof se dogter. En Ulrich Hendriks vir beste insetsel in 'n TV-nuusbulletin vir sy bydrae oor antieke tale. Die media-verering word op Saterdag 20 Mei net na 9:00 die aand na die lottotrekking uitgesaai en dit op SABC2. Skryf gerus in jou dagboek. Laat weet gerus vir ons wat jy dink, stuur gerus jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Ons kan nou nie altyd elke storie voorstel doen nie, maar waar ons kan en moontlik is, sal ons dit gerus opvolg. Elke SMS en elke e-pos word wel gelees. Skryf net die woord fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Besoek ook ons Fokusblad op Facebook. Soek onder by Fokus SABC en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Baie dankie vir die saamkyk. Ons hoop jy het 'n wonderlike week wat voorlê. Geniet die res van Moedersdag, Moedersnag. Sondag aand om 6:00 sien ons jou volgende week weer net hier op SABC2. Tot ziens.